Great stuff. Ons is besig met 'n reeks oor die Johannesbriewe. Hulle verskyn net so voor Openbaring en die tema van hierdie briewe is die 4 storm tentpenne van geloof. Alhoewel dit een van die briewe is wat die mooiste goed instaan oor liefde en oor lig, het hy 'n donker agtergrond. Die van 'n mense wat saam met God in hulle tent gebly het. Jesus sê mos ek het my tent by julle kom opslaan en dis wat God ook vir Jahwe gesê het vir Moses, ek wil weer by julle kom bly in 'n tent. En dan sien hulle so 90 jaar, eintlik so 57 jaar na Christus oorlede is dat van die jonger mense en ander gelowiges en Jode en Grieke begin hulle geloof verloor. Wat hartseer is, want dit is eintlik net soos vandag, hulle beklei onderling en die kerk is skeer en dan skryf Johannes hierdie briewe vir hulle. En hy sê op die einde, die enigste manier wat jy kan keer dat jou geloofstent wegwaai as slegte goed met jou gebeur. En dis soos werk verloor, ons ken ons die grootste goed, dood in jou gesin kom, of jy kom in ernstige siekte, of ongelukke, of jy trek, of jy gaan deur ontwikkelingsfases, dan partykeer dan voel God ver en jy los hom en dan op 'n stadium dan verdwyn hy. En hy sê die 4 tentpenne, ons gaan vandag na die goddelike lig kyk, is dan op die einde die ewige lewe. Ek wil eintlik nou vir julle iets sê, ek het nou die simbool van 'n tentpen gebruik wat jy indraai, maar eintlik is dit soos 'n swaard wat jy inslaan op jou tentpenne, want dis die woord elke keer wat God vir ons gee en ons moet dit herinner. En hy gee hierdie vir ons dat ons dit kan onthou. Ons wat in die tent bly, heeltyd voel as die storm kom, dan moet jy onthou, ewige lewe hou jou daar. Want dit laat jou hierdie sekerheid gee, nou en vir altyd, dat God by jou is in Johannes 3 vers 16. En nou vandag gaan jy hoor hoe goddelike lig wat hy vir ons gee, wat hierdie is geskenke wat net gelowiges het. En dat goddelike lig verdryf die duisternis. En dit gaan 1 Johannes 1 vers 5 is die vers wat ons daar gaan vashou. Volgende week kyk ons na agape, liefde is een van die ander geskenke en die gees van waarheid. Die vraag is egter, weet ons wat ons gekry het? En ek het laasweek met julle oor die ewige lewe gepraat en baie van julle na die tyd vir kom sê, ek het nooit besef dis wat ewige lewe beteken nie. Ewige lewe beteken nie net dat jy eendag saam God gaan lewe nie. Dis 'n geestelike lewe. Daar's 2 woorde vir lewe, dis bios. Die Grieks help ons, maar dis net 'n lewe soos 'n biosfeer, 'n boomlewe en hy gaan dood, nekros is die dooie woord. Maar die geestelike lewe in Grieks is zoe, en as dit ewig aanhou is aion. En dis nie 'n tydperk nie, dit dui op 'n lewe wat jy nou al het. Jy's nou al ewig dood of jy het nou al ewig geleef. En dis 'n geskenk, want jy ervaar God se liefde en sy vrede en sy vreugde en sy geregtigheid voluit. Maar dis 'n bewuslikheid. Dis om getrou te wees. Ek moet dink wat my vrou vir my beteken elke dag. Dis nie iets wat net moet verbygaan nie. En wat die kos op die tafel is ensovoorts. En vandag gaan ons kyk wat is goddelike lig. Die vers op die tafel is 1 Johannes 1 vers 5 wat sê God is lig. Theos is lig. En daar's geen duisternis in hom nie. En ons moet in sy lig loop. In die Afrikaanse vertaling staan ons moet in die lig lewe. Maar in die Grieks staan daar ons moet in die lig loop. Jy moet jy loop. So wat ek vandag wil doen, dit kom uit die vers, ons moet kyk wat is hierdie lig wat God van praat, want iewers mis ons dit. En die tweede ding is, wat is die duisternis? Want God het nie duisternis aan hom nie, en hy sê ons in hom is, moet ons weet, ons het altyd duisternis, maar jy moet dit oorwin met die lig. Hy sê, jy moet eerlik wees, ons het maar almal duisternis, maar wat is duisternis? En dan, wat beteken dit om in lig te loop? So dis wat ek vandag vir julle wil verduidelik, is die vloei van die preek. So, as ek 'n bietjie in Afrikaans sit, is wat is goddelike lig? Want hierdie is nie lig nie, is goddelike lig. En weer eens soos laasweek, help die Afrikaans ons nie baie. Lig is hierdie liggie wat op my skyn, en 'n sonlig, en nou sing ons ook, weet Jesus, uit die hemel het die lig gekom en is by ons en in die lig kan ons sien. Is dit lig? Is dit waarvan hy praat? En die tweede plek, wat is duisternis eintlik? Is dit die ligte afsit is daar duisternis? Of wat is geestelike duisternis? En dan is die vraag, hoe loop ek in hierdie goddelike lig? En ek wil dit vandag
veel op 'n journey vat. Okay. So ek wil nie hê dat hierdie 'n leesding moet wees nie. Toe ek na toe ry, dink ek kan nie deur gaan en julle alles vertel en jy gaan alles weet. Ek wil hê dat jy in 'n sekere sin voor die spieël staan van lig. En eerlik vir jouself vra, maar jy weet, het ek al, weet ouens sê ek het die klok oorlei, maar ek weet nie waar die bel hang nie. Het jy al die bel gesien? En die tweede ding, as daai klok slaan van lig, jy weet, is daar iets in my wat gebeur met lig? En is ek lig? En sê my mense ek is lig. Ek wil hê daar moet lig kom in jou lewe vandag. Okay. En dit begin hiermee om te sê die lig wat hy hiervan praat is nie kerslig nie. En ek dink die dilemma is jy weet nou het ons nog die kersboom ook opgesit en ons verstaan by Kersfees gaan dit oor kers en ons steek dit aan en dit is goed so want dit is 'n simbool, 'n aardse simbool vir die goddelike lig. Maar dit is nie 'n kers nie. Dis nie Eskom of Diva of Doe of whatever lig maak hier nie. Dis meer as dit. Dit is soos dit, maar dit is baie dieper as dit. En as jy nog altyd gedink het, dis die liggie wat skyn dat jy moet sien hoe jy is in die spieël, dis nie dit nie. Dis iets anders. Dis ook die sonlig nie. Sonlig is dit nou ook glad nie. Want ons dink as sonlig op jou skyn, dan kan jy nou sien wat om jou aangaan en dit is lekker as daar lig is en dit is 'n simbool om dit te sê, maar dit is baie meer as dit. En weer eens help die Griekse taal ons. Ek het laasweek vir hulle gesê, die dogters in ons skool het P-taal gepraat en ek het van Agalo op die myn gepraat. En Afrikaans bring ons eintlik baie ver met die Bybel en jy moet kan die goddelike taal praat en dis Grieks. En Grieks het hierdie woorde en as jy Grieks praat en jy sien nie goed dan sien jy nie lig nie, jy sien goddelike lig. Want dit staan in die woord. Byvoorbeeld, die woord sonlig is 'n Griekse woord is heliofania. Helios is die Griekse woord vir die son. En fania is hy skyn. Okay? Heliofania. So hier staan niks, die sonlig het op ons gekom nie. Nee, daar staan, die lig se naam is Phos. P-H-O-S. En nie fosfor. Dis die Griekse woord vir Phos, geestelike lig. So wanneer hy dit vir hulle vertel, dan weet hulle, ons praat hier van geestelike lig. Die Grieke het dit geweet. Maar vir die Hebreëse ouens moet ons dit verduidelik en vir julle moet ek dit verduidelik. Daarom is dit iets baie meer as sonlig, dis God se lig. Dit is wat hierdie is. En sonlig kan jy met jou oë sien. En ek is nogal sensitief vir sonlig, so ek sit maar 'n sonbril op. En as dit kan nogal 'n Polaroid, dan haal hy nogal die skyne uit. God se lig kan jy nie met die oog sien nie. Paulus, hy bid 'n gebed. En weet Paulus was die slim ou wat hierdie goddelike misterie vir ons probeer verduidelik maak. Hy in Efesiërs 1 sê ek bid dat die Heilige Gees die ophthalmos cardios sal oopmaak. Ophthalmos, wat is dit? Ophthalmoloog is die ouens wat die oë check. En cardios is die hart. So hy sê, hy bid dat die Here nie jou oë oopmaak nie, maar die oë van jou hart oopmaak. Dit word vertaal in die Bybel met die geestelike oë sal oopmaak. Om wat te doen? Om God te sien. Die heerlikheid wat hy het, die wonderlike krag wat hy uitstraal, die erfenis wat hy vandag vir ons gee, maar ons geestelike oë moet daarvoor oopgaan, wat ons nou al die ewige lewe gesien het. Dit is geestelike lig. En ek wil hê jou hart moet dit vandag sien. So as jou oë oopgaan, dan sien jy twee goed. Jy sien God vir wie hy is. En wat hy vir jou moet doen, en wat hy kom doen. Dit is net, jy sien dit op 'n ander vlak. En die tweede ding, jy sien jouself ook deur God se oë. Dis die lig wat skyn. Nie sonlig nie hierdie ligte nie, God se lig. So, as ons kyk na wie God is, dan weet ons, en ons het dit al gesien ook deur die Gees, dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die goddelike lig help ons om te sien dat God geskep het deur lig. En die hele wêreld wat hy geskep het, bestaan deur lig. Ek weet nie of ons dit altyd klik nie, en dan is dit goddelike lig, Phos. En as ou hier ding nogal klik, dan is dit interessant, want toe God begin skep het, hy het eers die aarde gemaak, en toe is dit duister, die water was duister, donker, en dan sy Gees daaroor gegaan, en dan begin hy verder skep, en die eerste ding wat hy sê, is laat daar lig wees. Nie sonlig,
Want sonlig het hy later gemaak. Die maan en die sterre en die son het hy later gemaak. Wat staan daar? Laat daar phos wees in Grieks. En Hebreëus is dit oor. Goddelike lig wees. So wat wil hy vir jou sê? Dat elke boom, elke dier, elke mens leef deur God se lig, wat ook sy lewe in sy asem is. As hy dit onttrek van ons, is alles gone. Maar dis wat jy met jou geestesoog sien. En toe Jesus kom, dan staan in Johannes, in hom, in die Logos, die herskepper, was daar lewe, en die lewe was die phos vir die mense. Sodat hulle geestelik in lig kan lewe. En wat ons moet onthou, en dit is goed om die analogie te hê, soos 'n plantjie sonder sonlig nie kan leef nie. Soos 'n plantjie sonder sonlig nie kan leef en kan groot word en blaartjies dra, fotosintese hê en vrug dra nie, kan jy in jou gees nie leef sonder hierdie phos nie. En as ons dit nie eens geweet het wat phos is nie, moet jy weet nou dat jy het weet wat jy kan wees. Want wat is die vrug wat ons dra? As ons hierdie lig van God in ons siel laat skyn en ons geestelike blom kom op, is dit die liefde. Om vir God te sien en om lief te hê vir wie hy is. En vir wat hy vir jou gedoen het. Om jouself te sien vir wie jy is en jou lief te hê. En om ander mense te sien vir wie hulle is as God se skepsels, sy kinders, en hulle lief te hê as God se mense. As jou kind nou so helstout is, laat jy nie meer met hom wil praat nie, onthou net, hy is ook 'n skepsel van God, en dan kyk jy na hom soos Jesus na hom kyk, verstaan jy nou? Want almal raak beter met die tyd, hoop hulle, soos wyn. So dis die vrug van liefde, en dis gaan net gebeur met jou, as daai phos op jou skyn. Dis die eerste ding om te onthou wat nogal interessant is, en nou wil ek vir jou vandag iets anders te sê wat ek dink nogal belangrik is. En dit is dat ek en jy is actually geskep om in liefde te kan funksioneer. Ag, in ligte, om in die phos te kan funksioneer. Ek weet nie of julle hiervan weet nie, ek het dit in die week uitgevind. Toe Joseph en Susanna oor gepraat het, het jy geweet, toe jy gevorm is, jou lewetjie het begin met een spermpie van miljoene. En toe daai spermpie, die eiersel, jou pa se spermpie, hoop ek, by jou ma se eiersel uitgekom het, en daar's miljoene wat swem, en hy bevrug vir hom. Die oomblik toe hy bevrug word, toe's daar 'n spark, the spark of life cell. Die nurse is weer daarvan. So jou lewe het begin met hierdie spark. Dis eintlik 'n sink wat hierdie spark veroorsaak. En die oomblik wanneer dit gebeur, dan weer die ander spermselletjies uit die skoot het geklap, dis verby, hulle hoef nie met 'n hartklop hê. So as jy ooit nie goed voel nie, maar jy weet, jy is die vinnigste spermpie van almal wat daar was, jy weet, so jy is eintlik gemaak om 'n wenner te wees, wel, anders was jy nie hier nie. Nou ek wil dit vir jou wys. Okay, hulle het dit afgeneem, so, en is eintlik ongelooflik, die oomblik as daai spermpie binne in die eiersel kom, dan sluit hy, dan kan daar nie nog inkom nie. Weet, dit is verby, gelas, dis jy, en nou gaan jy 'n mensie word. Maar kyk, dis hoe dit lyk, so, jy sal sien in die oomblik, as die sinasie spark, as hy bevrug word, hy gaan in, en as hy binnekant is dan, en dan begin hy verander, en hy word vrugbaar, en dan word jy later gebore met jou oortjie, en jou neusie, en jou oogies, en jou hopelik net 10 hande, vingers, 10 tone, en 'n toeriggie, en 'n koppietjie wat reg is, en jy weet, dan word jy's klein al, as jy, word jy net al groter. Maar dit begin met 'n spark, kan ek hom weer vir jou wys, check out. So hy gaan daar in, hy's al klaar in, en die oomblik wanneer hy bevrug word, dan so, boom, sien jy, spark. So jy, liewe mens, is gewire om met phos te lewe. Is gewire daartoe. Ek bedoel, dis toe God het, hoe het hy het gesê? Ek het julle gemaak, julle mense, na my beeld. En wat is God? God is lig, sê hy, en God is liefde. Ek weet nie, ek het nou sien te sê, wow, ek weet, eintlik, as ek dit nie doen nie, dan is ek eintlik nie wie ek veronderstel is om te wees nie. En jy weet, as jy, dis wat ek vandag vir jou ook wil sê, as jy dit regkom in liefde in lig te leef, liefde en lig, die een lyn na die ander toe, gee vir jou lewe, moet jy weet, jy soos wanneer jy op aarde baie suksesvol is met alles, jy voel eenvoudig op het. Jy voel goed, as jou liggaam in 'n goeie toestand is, dan voel jy goed. As jy by werk in 'n goeie toestand, dan is jy op dit.
En as jy by die huis goed gaan met die huwelik, jy doen ons net die regte goed, soos Hooglied sê, dan gaan dit goed in die huwelik. En as jy 'n goeie pa en ma is, dan gaan dit goed in die huis. En daai gevoel van vervulling wil God hê met jou op 'n geestelike vlak ook beleef. En dis dat jy lig is. En die verhouding lig is en dat jy God sien vir wie hy is, om lief het vir wie hy is, jouself lief het, ten spyte van al die gemors wat met jou gebeur het, maak nie saak nie. En dan ook dat jy ander mense kan lief hê, vir wie hulle kan wees, as hulle dan nie is nie. En dis wat hierdie vos by ons wil hê. Hy wil hê, God het ons gemaak om sy verteenwoordigers op aarde te wees, sy tempels te wees. OK, dis die Vader. Wat sien ons by Jesus? As Jesus kom, dan kom hy om vir ons te kom wys, ek sien julle sukkel om te leef soos mense wat met vos verlig is. Julle verstand is verduister. En dan kom hy en dan lees ons in Johannes 1 vers 14, dat in hom het hulle wat gesê? Die heerlikheid van God. Wat is? Dis lig en is liefdevolle goedheid. Dis wat hulle by Jesus sien. Dis wat ons by hom gesien het. En ons lees die stories in die Bybel, ons lees wat hy gesê het in die Bybel, daar's flieks gemaak daaroor en wat nou moet gebeur, ons moet hom assimileer in onsself, want hy is lig. Ek wil sal jou vrou nie daarvoor gehou het om met Jesus getroud te wees nie, meneer. My vrou sou. En jy mevrou, as jy bietjie meer van Jesus se trek in jou lewe gehad het, dink jy nie Jesus sou skinder minder, hoop minder, skel minder. Het is nou so, ons almal wil eintlik hierdie ideale wese, wil ons sê, en Jesus kom en sê, as jy soos ek is, en jy kan baie naby aan my wees, as jy die lig toelaat in jou lewe, dan is dit vir mense lekker om jou. Ons is mens, ons moet dit onthou, daar is maar duisternis en ons moet na die lig met heeltyd die duisternis oorwin. So, nou staan daar ongelooflike vers in 2 Korintiërs 4 vers 6. Hierdie is 'n ligvers. Daar staan God wat gesê het, laat daar lig wees, vos. En laat daai lig skyn, wat gesê het, laat daar lig skyn in die duisternis. Hy verwys na Genesis 1, het ook in ons harte 'n lig, 'n vos laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus af uitstraal. So, ons gaan nou by die eerste deel kom. Maar Paulus sê die enigste plek waar mens sien hoe 'n mens soos God moet wees is by Jesus. By Jesus, nie by die dominee nie, by Jesus. Nie by jou skoolma nie, by Jesus. En as sy lig in hulle skyn, sien jy dit ook by mense. Maar die onfeilbare een is Jesus en dis hoe my gekom het om dit vir ons te wys. OK, nou die derde persoon, die Heilige Gees, en dis wat hy wil hê ons moet sien as die lig skyn. Die Heilige Gees is vir jou gegee om met die lig in jou aan te steek. Dis ook my vir jou gegee is. Ek bedoel, Paulus sê hy wil ons 'n tempel van God maak, hy wil jou reinig, hy wil vir jou wys hoe jy reinig kan wees, maar hy wil hê dat jy hierdie heerlikheid van God in jou moet, in die kennis van God moet dra en dat dit uit jou moet uitstraal. Hy kom en hy steek die lig in jou aan. En dan sê hy, Paulus, want dit met hom gebeur. Hy was 'n ongelowige mens gewees, hy het nie eens in die tent saam met God gebly nie, hy was 'n Jood gewees, en toe laat hy toe, dat die lig by hom kom, die vos. En dan beleef hy hoe hy binne hom 'n lig aansteek, en dan sê hy, in die volgende vers, hierdie lig, hierdie vos, is soos 'n skat binnekant jou. Hy sê, jou liggaam is eintlik maar soos 'n kruik wat breek. Hy sê, maar as die skat binne is, dan sien ons die krag van God wat in ons kan werk. Ten spyte van jou gebrokenheid. Hy sê, ons word verdruk, maar ons word nie terneergedruk nie. Hy sê, ons is oor raad verleë, maar ons is nooit radeloos nie. Ons is nooit raad op nie. Hoekom nie? Want die lig wat oplossings gee, wat ander mense laat sien, is altyd daar. En ons word op die grond neergegooi, maar ons word nooit vernietig nie. Dit is wat die goddelike lig aan jou wil doen. Jy kan dit net kry as jy dit sien by die Vader, die Seun en die lig. So goddelike lig is die lig van God wat in ons harte en ons gedagtes skyn, sodat ons God kan sien en onsself kan sien en wie ons kan wees. Dis wat, en jy het niks minder verdien jy as dit nie, want jy is God se kind. Maar dis die tenpen wat ons moet inslaan. Dis die swaard wat ons moet inslaan. En dit is 1 Johannes 1 vers 5. So, dis die lig. Ek hoop
Die lig gaan vir jou aan, die vos. Maar wat is die duisternis dan? Want hy sê, daar is geen duisternis in ons, maar as hy verder lees, sê, jy moet jou nie self, moenie lieg nie, sê hy. Jy moet weet, jy het duisternis in jou. En daai duisternis moet ons bely, en dan moet ons die gees toelaat om lig in ons lewe. Dis wat hy eintlik sê. So wat is geestelike duisternis? Dis die afwesigheid van die lig, die vos. Dis die afwesigheid van goddelike liefde, die agape liefde, van die Irene vrede wat die goddelike vrede is. Hierdie vreugde wat die Heilige Gees gee, die afwesigheid van God se wysheid en die afwesigheid van sy krag, dis duisternis. En ons sien dit om ons heeltyd. En dit is interessant dat en ek wil dit nog mooi probeer uitbedink, maar vir duisternis is daar net een woord en dit is skotia. Geestelik en andersins. Like my duisternis is soos 'n black hole. Daar is niks anders as dit. Hy sê dis dit. En dit bring 'n teenwoordigheid van vrees en chaos. Ons het dit gesien met die oorlog. Toe dit kom, toe die mense wat die vos het, het gepak en gepoel, gehardloop en was bang in hulle self gewees. En waar kom dit vandaan? Wel, van die teen God af, die anti-kris, die ou slang. Want toe God aanvanklik die wêreld geskep het hy dit geskep as 'n ruimte waar die hemel en aarde bymekaar was. Daar was die donkerte, maar toe het hy lig gebring van die begin af. Of hy het gesê die water was half donker geweest. Dan kom daar lig. En binne die lig het hy die mense geskep. Maar wat gebeur toe? Die bose kom en hulle verlei en hy sê vir die Satan sê vir hulle, julle kan julle eie lig wees. Julle het nie vos nodig nie. Julle het nie die sonlig nodig. Julle kan die konings van hierdie koninkryk wees. En God het juis gesê, as jy van die boom van lewe eet, dan eet jy van die vos boom se kennis. En jy sal my altyd vertrou as die een wat die eintlike lig gee. Dis sê ons wil ons eie lig wees. En wat gebeur die twee ruimtes? Skei. En wat kom toe? Duisternis. Die skotia. Dis haat, sonde en duisternis. Die eerste ou wat doodgeslaan is, het Kain vir Abel doodgeslaan. En wat sien ons nou in Iran? Hier gat hulle aan. Maak nie saak wie jy dink reg of verkeerd is nie. Baie mense sterf. Baie mense verloor hulle werk reg oor die wêreld. Die olie is mos nou duur. En so loop dit deur, want mense daai dag gesê, ek sal my eie lig wees. En so dwing jy die ander om op die eind ook duisternis te wees. Maar wat is die goeie nuus? Is dat Jesus kom en hy bring weer hierdie twee bymekaar. En hy laat dit oorvleuel. En hy sê vir ons kan in die lig lewe. En wat is die feeste wat ons vier om ons te herinner daaraan? Kersfees. Die vos, opstandingsfees, die vos. En die Pinksterfees, die vos. Die lig het gekom, die lig het opgestaan en die lig is binnekant. En so kan ons vir die duisternis sê, ek is lig. Want ek ken die een wat lig is. Ok, nou is die vraag, hoe loop ek met hierdie vos? En daar is 'n ABC wat ek graag met jou wil deel. Die A wil sê dit begin met 'n begeerte om te sê ek het hierdie duisternis in my. Maak nie saak wat dit nou is nie. En partykeer is dit verslawings by ons. Want as jy verslawings het of jy het 'n klomp sondes wat jy troetel, dan gee jy vasstra plek vir die skote aan jou. En hy versmoor eintlik die lig van jou. En dan ons het almal lig en donkerte in ons. Jy moet dit weet. Ek het dit altyd vir ouers gesê wat met tieners werk. Weet dan nou stap ek met kinders toe ek nog jonk en wild was, daardie van die Botha. Nou sit hulle aan doen ons Bybelstudie in die aand. Ons eet nou en hulle is nou soet en so. En ek voel die vrede is daar, die Here is daar. Dan sê ek julle moet nou gaan slaap asseblief. Jene mens. Dan staan hulle daar op en vat hulle toiletpapier, dan maak hulle dit nat, dan gooi hulle mekaar. Wat nie erg is nie. Maar die hele plek lyk die volgende oggend as die son opkom. Of daar ek weet nie of die toilet wat ontplof het, jy weet. Daar is nou woorde daarvoor. Dan sê ek nou, hoe gaan ons nou hierdie goed ooit skoon kry, verstaan jy? En dan sê hy, so jammer daaroor, verstaan jy? En dis maar hoe ons almal is. Die goeie wat ons nie wil nie, sê Paulus, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ons. Ons weet dit. Maar op 'n manier sê hy, vir ons ellendelinge is die weg oop om die vos in ons lewe toe te laat, die Heilige Gees. En daarom as jy sukkel met goed, moet jy die begeerte hê as jy vandag sit om sê ek wil meer lig wees. Ek wil meer lig wees.
Ek besef vandag is wat vos is. En daarom sê hy, God wat gesê het, laat 'n lig skyn in die duisternis, het in jou 'n lig aangesteek. Maar jy moet vir die Gees sê, ek het 'n begeerte om die lig te hê. Wat lyk vir my, ons het 'n vermoë om die liggie af te sit. Hoe sterk die Heilige Gees is, kan jy hom afsit. Jy kan hom weerstaan, jy weet dit ons nou goed. Dis die eerste ding, 'n begeerte. Die tweede ding is 'n bewuste gebed. Want die Heilige Gees is soos die son wat skyn op 'n plat. As die son nie meer skyn nie, dan gaan alles dood. En as die vos nie in jou bly skyn nie, en die liggie bly aangesteek word en gevoer nie, dan gaan hy dood. So 'n gebed is die volgende. Ek maak my hart oop vir u lig wat in my hart en my denke en gees moet kom. Kom verlig my met u vos elke dag. Amen. En ek dink tot die lig goed in jou skyn met jy hierdie gebedjie in die oggend opsê. Ek gaan dit doen. Ek is op soek na meer lig. En dan moet jy nou met die vos lewe. Onthou die vos wil hê dat jy moet sien wie's God, die geskenke wat hy vir jou gee, moet jy die rykheid van lewe hê. Maar hierdie proses hou nooit op hê. Die proses van twyfel, van ongeloof, van swaar kry hou nooit op. Dit hou net nooit op nie. Ek het mense van kinders tot ou mense gesien wat begin twyfel oor hulle geloof. Dit tref jou almal op een of ander stadium. En jy's in goeie geselskap. So ek wil net vir jou verduidelik hoe van Jesus se disippels wat saam met hom gewandel het, gesukkel het sodat die lig in hulle kan skyn. Hierdie is nie 'n eenvoudige proses nie. En kom ons begin by die ongelowige Thomas. Thomas het 3 jaar saam met Jesus geloop. 3 jaar. Het hy geluister hoe Jesus die bergpredikasie doen, wonderwerke gedoen, hy het 34 verhale vertel, ek dink hy het 32 wonderwerke gedoen, en Jesus het gesê, ek gaan sterf en ek gaan opstaan, hy het dit gesê, maar die vos het nie geskyn nie. En toe hulle opgewonde disippels kom by mekaar, want toe Jesus sterf het hulle geskatter, en van hulle toe by mekaar gekom weer gebid, en dan sê hulle vir hom, hy was nie daar die eerste keer toe Jesus daar verskyn het nou opgestaan het. Sê Thomas, weet jy wat? Jesus het opgestaan. Ha! Sê, dit wil ek nou sien, sê ek. Hy sê, voordat ek nie my vinger in sy en sy hand gedruk het, sal ek dit nie glo nie. Weg is sy geloof. Boem, weggevee in een nag is weggevee. Wat doen Jesus? Hy kom daar en hy weet die vos, die lig moet aangeskakel word. Hy sê vir hom, hey, Thomas, kom hier, bring hy vinger vir en druk hom hier in my sy. Hierdie skildery het Caravaggio geteken. Ek dink hy is 'n Italianer in die 1600s. Is dit nie mooi nie? Kyk hoe hy lig hy vel van so op. Wie wat gaan deur sy kop? Ek het duisternis gesien. Ek het nie hierdie man geglo dat hy God is nie. En wie wat sê hy toe hy sy vinger daar indruk? Hy sê, Kyrios Theos. Wat is 'n belydenis om te sê, U is God. Jy is God. Sê hy vir Jesus. En jy is my Here. Kyrios is my Here. Sy belydenis. En wat hy daarmee wil sê, U is die God wat uit die doodheid opgestaan het en hy het besef wat dit beteken. Van nou af kan hy met die ewige lewe hier leef en dit sal nooit ophou nie. Al die 10 penne het vir hom waar geword. En wat doen hy toe? Hy gaan na die moeilikste plek op daai stadium om geloof te kan verkondig in Indië. As jy vir ou gesê het, glo jy, dan maak hy so, dan weet jy nie of hy ja of nee sê nie, verstaan jy? So, hy gaan Indië toe. En dis waar hy gebly het, hy het hom in stukke gekap en sy liggaam na alle dele toe gestuur in Indië. Dis hoe hy dood gegaan. Thomas. Sy lewe lank moes hy met hierdie ding struggle. En die enigste oplossing vir sy twyfel was die lig geweest. Kom ons gaan na 'n ander knaap toe met die naam van Johannes die Doper. Johannes die Doper is die enigste mens wat gebore is met die Heilige Gees. Staan in Johannes. Want daar's geprofeteer dat hy gaan getuig van die lig. So hy's gebore met die Heilige Gees. En hy praat baie daar en hy sê daar na hom gaan iemand kom. Hy sien die Messias nie, maar hy maak die pad oop in die woestyn vir die Messias. En dan as Jesus daar kom, dan sê hy, hierdie een sal nie met water doop nie. Hy sal met vuur doop en ek is nie eens werd om sy skoene vas te maak. En dan doop hy vir Jesus. Hy sê vir hulle, daar is die lam wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Maar dan op 'n stadium, dan vang hulle vir hom wat Johannes die Doper is. En nou is hy in die Herodes se gevangenskap. En nou begin hy wonder,
dat hierdie Messias is eintlik volgens hom veronderstel om die koninkryk van Israel weer te kom opsit. Dit beteken hy gaan die Romeine uitdryf en hy gaan maar hier kom bevry, maar hy doen dit. En dan stuur hy iemand na hom. Hy het hom nie gebel nie, stuur. Nie selfoon nie, ook die tikkieboks nie. Hy stuur iemand en sê vir hom, sê net vir my, is jy regtig die Messias? Is jy die iemand wat sou kom? Hy twyfel. En dan as Jesus dit hoor, Jesus is nogal nooit ontstel met ons wat twyfel, is nogal, hy verstaan nie donker, hy ken mense. Dan haal hy Jesaja 35 aan, en al wat hy vir hom sê, het jy gehoor en gesien dat blinde sien? Het jy gehoor en gesien dat lammes loop? En het jy gehoor dat dowes hoor? En dan gaan die lig vir hom aan. En dan besef hy, hierdie Jesus het 'n koninkryk van die hemel kom vestig. Nie 'n aardse koninkryk. Daai lig gaan vir hom aan. En dat hy die ewige koning is, en dan verstaan hy wat geprofeteer is. Hy gaan sit op die troon van sy voorvader Dawid, is 'n geestelike troon. En hy gaan nie met water doop, maar hy doop met vuur. En wie is die vuur? Die Heilige Gees. En wat doen die Heilige Gees? Hy steek die vos by mense aan. En dan gaan sterf hy, want daarna het ons sy kop afgekap. Herodes se dogter wou sy kop op 'n skinkbord gehad het. En dan weet hy, ek het getuig van die lig. En vandag eer ons vir Johannes daarvoor, nie dat hy getwyfel het nie, maar dat hy dit vir ons vertel het. Kom ons gaan na die laaste voorbeeld, is Petrus. Petrus weet Jesus moet op die einde die leier wees. Maar Petrus is 'n visserman. En Petrus sukkel om eintlik die lig te sien. Hy's 'n man wat met visse werk, alles is vir hom eintlik net, is amper soos kinders. Kinders kan ons nie eintlik, so klein is, abstrakt dink. Dit is net, dit kom later, hy's bietjie so. So nou, kom Jesus aangeloop op die water, en dan skrik hulle dood, en dan sê dis 'n spook, want dit is nou mistig en so daar op die see van Galilea. Jesus sê, moenie bang wees, dit is ek. Wat sê Petrus? As dit u is, dan wil ek na u toe loop op die water. Is die man van sy sinne beroof? Jesus sê, nee, maar kom aan, stap. Hy stap. Okay, en nou oomblik beloof hy vos. En dan begin hy rondkyk om hom en hy sien, hoe my jene man, ek loop op die water. En kyk hoe lyk dit hier. En dan sink hy. En dan vat Jesus sy hand en dan is daar weer vos. En dan klim hy op die skip en almal loof Jesus as die Here staan daar. En dan weet hy moet vir hom meer wys as dit, Petrus. Dan vat hy vir Petrus, Johannes en Jakobus op die berg, en dan sien hy vir Jesus verander in 'n verheerlikte Jesus, amper soos hy opgestaan het. En wie's by hom? Elia en Moses. En kan jy net dink, hulle weet van Elia en Moses, en hier sien hulle. Wat sê Petrus? Meester, wil jy ek moet vir julle 3 huitjies bou, dat julle aan kan bly? Ja, mens. Nou red die Vader maar vir Petrus, en dan kom daar weer 'n vos stem uit die hemel, wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. So Petrus sukkel, hy's daar, en toe hy is nou daar. En dan, die oomblik, wanneer hy onder druk kom, en 'n jong diensmeisie sê vir hom, ek seker jou die aksent waarmee jy hier praat, klink vir my of jy deel is van die disippels van Jesus. Dan sê hy, nee, hy het eintlik later gevloek saam. Jy weet, glad nie, is nie so nie. 3 keer geleentheid gehad. En dan kraai die haan. So, die vos wou net nie deurbreek en heers by hom. Die onsekerheid het dit gedoen. En dan praat Jesus nie eintlik met hom, as hy hom sien nie, maar wanneer hy alleen is aan die einde, dan maak hy vir hom ontbyt. Visies het hy gemaak daar by see van Galilea. En dan het hy hom 1 tot 1, en dan vra hy hierdie vraag vir hom. Wat 'n baie diep vraag is. Het jy my lief? Vir wie ek is? Dat ek die seun van God is, dat ek die Messias is, soos jy bely het, en dat jy in 'n sin jou lewe vir my sal aflê, want as ek vir my vrou vat jy my lief, en sy sê ek het jou lief, my lief, dan gaan jy by my bly tot vir altyd. Dit is so 'n vraag. Dan sê hy, ja, Here. En dan gee hy my opdrag, laat my lammers wei, dan vra hy dit weer vir hom. Na 3de keer. En dan begin hy huil. Want hy besef, hy laat nie die vos toe in sy lewe nie. Maar Jesus is nie klaar met hom, en sy weg gaan sê hy, julle moet hier bly. En jy weet Petrus, jy's my leier, maar gaan bid. Vra die begeerte om hierdie lig in jou lewe te hê, wat die Heilige Gees vir jou gaan gee.
en dan bid hulle vir 10 dae lank, en dan word die Heilige Gees, die vos van God uitgestort op hulle. En wat hulle dan sien, is wie God is, en wie sy krag is. En dan stap hy en Johannes, die volgende dag na die tempel toe, daar sit 'n arme man wat geld vra, hy sê vir hom, Petrus, ek het nie geld nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus staan op en loop. Daar staan die man op en loop. Nou is hierdie Fariseërs en die Joodse raad is nou baie geskok, want hulle het toch al vir Jesus doodgemaak, en wat gaan nou hier aan? En dan vra hulle hom uit, en dan gaan staan hy voor daai hele Joodse raad, wat vir Jesus tot dood veroordeel het, en hy begin vir hulle vertel in Handelinge 2, wie presies Jesus was en is. Geen bang haar op sy kop nie, want hy het die lig gesien, en saam die lig kom nie net liefde nie, maar ook die krag van God kom na hom, en dit is wat hy wys. Maar is nog nie verby nie. Nou gaan dit goed met die kerk, maar nou sê Jesus op stadium vir hom, Petrus, jy moet nou ook die evangelie begin verkondig aan die nie-Jode. Sê nee, dit kan nie gebeur. Nee, dit is nou te veel gevra van my. Hierdie mense is onheilig. Wat doen Jesus met hom? Hy laat hom weer die lig skyn. Hy laat hom in 'n droom een middag, toe hy het geslaap en middag vat hy sê Hesta slaapie, toe is daar 'n klomp diere met gekloofde hoewe, wat varke onder andere insluit, wat hulle nie mag geëet het nie, en perde, en hy sê vir hom, slag het en eet dit. Hy sê, ek kan nie, Here, hierdie goed is onheilig, jy weet dit. Ek sê Jood. Sê nie, jy is nie 'n Jood meer nie. Jy is nou my navolger. Die lig skyn in jou. As ek sê iets is heilig, is dit heilig. Eet dit. En as hy wakker word, besef hy, hierdie mense, die Gentiles, die ongelowiges, wat nie Jode is nie, is ook God se kinders. Die lig, die een na die ander vir hom aangegaan. Ons kan dit bekering noem, as wat ons wil. En aan die einde van sy lewe, omtrent 30 jaar daarna, wil hom kruisig in Rome. Toe sê, julle gaan my nie kruisig soos my meester nie, ek is nie waardig soos hy nie, maar kruisig my onderste bo, as julle wil. Geen vrees nie, want wat sien hy? Die ewige lewe. Wat sien hy? Die ewige lig. Wat is hy? Die ewige lig. God is lig, sê Johannes, en daar is geen duisternis in hom. En as ons aan hom behoort, dan moet daai lig by ons wees, en alleen dan sal ons 'n lig kan lewe. En dis my wens vir my en vir jou, vir die mense wat saam met jou leef, vir die mense in die land wat lig nodig het, is dat jy hierdie lig sal hê. En nooit bang sal wees of skroom om dit te laat skyn, om te praat, te wys of liefde te hê. Dis wat God van ons vra. Dis wat dit beteken om die tentpen in te slaan van goddelike lig. Amen. Ons bid hierdie gebed. Jesus, kom skyn, die lig in ons harte, keer tot ons donker, om binne ons te praat. Jesus, kom skyn, die lig in ons harte, laat my lig verwelkom o